We sal in hulle dit
is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Lenay het vir ons geopen vanoggend en net herinner aan die liefde van die Here. Hy wat ons eerste lief gehad het en dat sy liefde nie tydelik is nie, maar tot in ewigheid sal duur. Die Here het u lief. Maar ek wil stilstaan by Psalm 118 vers 24. Koortjie wat ons graag sing, wat ek so goed ken. Die psalmdigter verklaar in vers 24, 118. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Kom ons daar mekaar uit vanmôre en ons sê vir die Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan bly wees. Nie bly omdat ons omstandighede ons noodwendig bly maak nie, maar bly maak omdat hy ons verbly. Ons gaan dit sing, omdat hy ons bevry. Ons maak sy naam groot. Kom ons staan op en sê ons net vir die Here, dankie vir hierdie oomblik van saam wees en dan gaan ons lekker sing. Here, baie dankie vir hierdie mooi dag. Dankie vir die dag wat u gemaak het. Dankie Here dat u ons vanoggend wakker gemaak het, sodat ons hierdie dag saam met u kan beleef. Here, nou kom ons as die kinders, gemaak deur u skepperhand, gered deur u verlossingshand. Here, reg om te dien, omdat u dit moontlik maak. Heilige Gees, kom werk in ons, kom werk deur ons, kom woon onder ons lofsange, en dat die naam in hierdie dag verheerlik word, terwyl jy ons toerus vir 'n onbekende week wat voor ons lê, maar ons hand in u hand tot eer van u naam. Here, ons roep uit, loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is, hart en siel, gees en krag, alles wat binne in my is, loof sy heilige naam, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag tot geslag, nimmer eindigend. Ons is geseëndes van die Heer, en ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons begin. Hierdie vers 24, dit is die dag. Kom ons doen dit so. Ons voorsangers gaan sing, dit is die dag. En dan gaan u dit antwoord. Sal u dit so doen? Ons sing en u antwoord ons en ons eer die Here daar. Dit is die dag, dit is die dag, in die Here naam, in die Here naam. Kom ons is vry, en verheer daarin, en verheer daarin. Dit is die dag, in die Here naam. Kom ons is vry, en verheer daarin. Dit is die dag.
as individu vir U alleen. 'n liefde wat U nie kon verdien nie, 'n liefde wat U nie kan koop nie, 'n liefde wat Hy net vir U gegee het, waar ons kan antwoord in die naam van die Here daardeur. Dankie, Here.
wil jy net so 'n oomblik neem vir die Here dankie sê. Daardie groot liefde. Daardie eerste liefde waarmee hy ons liefgehad het. Halleluja. Dankie Here dat die digters dit kon neerpen. Maar dankie nog meer dat die Heilige Gees dit in ons harte kon wakker maak. En die besef dat U het ons eerste lief gehad. En daardie groot liefde wat U vir ons het, vervlou net eenvoudig nie. Dit raak nie minder nie. Inteendeel, ons voel dit al hoe meer en al hoe meer, hoe verder die tyd vorder, voel ons al hoe meer hoe groot daardie liefde vir ons is. En U arms van liefde ontslaan elke dag. Ons wil in hierdie oggend en hierdie oomblik net kom en vir U dankie sê. Dankie Here dat U liefde ons elke dag dra, elke dag saam met ons is, ons elke dag hou. En ek wil bid vir elkeen vanmôre hier, Here, dat ons net opnuut daardie liefde sal ervaar. Dat dit vandag vir ons net weer so wonderlike werklikheid sal wees, dat U het ons lief. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. En ons glo U woord, ons ervaar U woord, omdat die Heilige Gees dit in ons harte kom oopbreek en duidelik maak. En daarom wil ons vanmôre sing, Jesus loves me, this I know. Halleluja, halleluja. Dankie Here. Halleluja. Dankie aan ons musiekspan. Gelei het in die lof van aanbidding. Ek is bewus daarvan dat hier dalk iemand is wat ingekom het omdat die gebed nodig het. Nie bekommerd wees nie, ons gaan na die boodskap gaan ons bid geleentheid gee as U gebed nodig het. Dis Pinksterdag. Net hier is Pinksterdag. Die oude dag vir die Here dankie gesê vir Pinkster, vir die Heilige Gees, vir dit wat hy kom doen het op Pinksterdag. En dankie dat dit nie op daardie dag 'n eenmalige gebeurtenis was wat net daar gebeur en daar gestop het. Van daar af regdeur tot waar ek en U ons vandag bevind en hoe lang ons nog op die aarde gaan wees, gaan die effek van Pinksterdag steeds in ons lewens wees en gaan ons steeds Pinksterdag kan vier. En dit is vir my lekker om vanmôre opstaan om te besef, hierdie is die dag deur die Here gemaak en kosbaar dat ons ook die koortjie gesing het. Maar dat hierdie ook Pinksterdag is en U kan blaai na Romeine 8 toe as U sal met my opvolg in die woord van die Here, anders gaan ons skerm hier agter my verskyn, maar soos ek vir U verlede week gesê het, ek wil vanmôre met U met U gesels rondom die Heilige Gees in jou gebed. Verlede week het ons so 'n bietjie persoonlik gesels oor die Heilige Gees en jy. Ek wil dit so 'n bietjie verder vat vandag, spesifiek na ons gebede, elkeen se gebed, die Heilige Gees in jou gebed. En nou moet ek 'n belydenis doen toe ek hierdie teks, hierdie skrif wat ek glo, jy kan almal raai watter skrif ek gaan lees. Toe ek dit so 'n bietjie begin ontleed, die Heilige Gees dit so 'n bietjie vir my oopmaak rondom gebed. Toe kom ek agter dat ek het minstens 3 of 4 Sondae nodig om net die inhoud van daardie versie met U te deel. Maar kom ons gaan dit so 'n bietjie probeer saamvat vanmôre en so 'n bietjie gesels onder hierdie tema. Lees saam met my dan Romeine 8 vers 24 tot 27. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek,
weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek wil 'n kern uithaal uit hierdie gedeelte in vers 26. So kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie. In hierdie vers dink ek is al baie oor gepraat en baie oor gelees en baie oor gewonder, en ek het so 'n bietjie dieper na dit gaan kyk en probeer uitvind wat Paulus werklik vir ons sê. En ek het besef ons moet teruggaan na die Johannes Evangelie, waar Jesus praat oor die koms van die Heilige Gees en waar hy verduidelik wat die werk van die Heilige Gees is, Johannes 14 en Johannes 16, en dat hy verduidelik en dit vir ons sê dat hy vir ons 'n ander trooster sal stuur in sy plek wanneer hy weggaan. Ons is vandag in daardie tyd toe hy weggegaan het, 50 dae na die opstanding, 10 dae na die hemelvaart, Pinksterdag, die Heilige Gees waarvan Jesus gepraat het gekom op hierdie Pinksterdag, en die Here het vir ons verduidelik van die ander trooster. En wanneer hy praat van 'n trooster, praat hy van 'n helper. Dit word beskryf met die Griekse woord parakletos en verwys na 'n persoon wat geroep is om bystand te verleen. En die bedoeling is, die Heilige Gees wat sou kom as ons parakletos, as ons helper, sou vir ons bystand en hulp verleen in alles wat ons in hierdie lewe nodig het. Alles wat ons ten opsigte van ons geestelike behoeftes nodig het, sou die Heilige Gees ons kom help mee, en selfs in ons eie gebed en in ons eie gebedslewe. En ek wil vandag so bietjie op dit konsentreer. Die Heilige Gees, moet ek en u besef, geliefdes, is God se werk in my en jou. En wanneer die Heilige Gees in ons begin werk, behoort ons 'n verwagting te hê dat die Gees ons in alles gaan bystaan. En nou wil ek dit terugbring na gebed toe. Wanneer die Heilige Gees ook ons helper in gebed is, behoort ek en u die oomblik wanneer ons 'n gebed na die Here toe opstuur, en of dit nou in die oggend in ons stilte tyd is, of dit in ons binnekamer is, of ons vinnig eers op ons knieë neerval, of ek en jy in die kar ry, of waar ons ook al dalk net 'n noodgebed skielik opstuur, so skietgebedjie, moet ons besef dat die Heilige Gees is daar om ons te help met daardie gebed. En hoe eenvoudig dit ook al vir ons mag klink, hy is daar en ons moet die verwagting hê dat hy gaan ons help in daardie gebed. Hy sal ons in ons swakheid bystaan en hy bid met versigtinge, met wense, met gedagtes vir ons wat nie in 'n gewone taal, met ander woorde, in gewone woorde uitgespreek kan word nie. En dis wat Paulus vir ons kom verduidelik in hierdie een kort versie. En kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die uitlating wat Paulus maak daar. Hy sê, die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons swakheid hier is nie noodwendig 'n fisiese swakheid nie. Hy verwys hier dat vanweë ons behoeftes as mens en ons eie mens wees, weet ons nie altyd wat ons moet bid nie. Want ons is baie keer in so 'n diepe nood. Ons het baie keer die Here so nodig. En ek
weet, hier sit vanmôre mense wat die Here baie nodig het. En ek dink inteendeel, ons almal het die Here nodig. Maar ons nood is baie keer so diep, dat wanneer ons gereed is om te kom bid, ons nie weet wat ons moet bid nie. En dan kom Paulus en hy noem dit 'n swakheid. Want jy sien, ons as mens sien nie altyd God so groot ter prentjie raak nie. Ons is eintlik vanweë die beperking van ons eie vleeslikheid so bietjie kortsigtig. En ons het ons eie denke, ons het ons eie hoop, ons het ons eie opgestelde idees van hoe dinge moet uitwerk. Kom ons wees maar 'n bietjie eerlik. Hoeveel keer het ons al gaan bid en dan moet ons vir die Here voorskryf, hoe moet die gebed geantwoord word? En hoe ons graag sou wil hê, dit moet uitwerk en wat die uiteinde van daardie gebed sou wees. Want ons het ons eie opgestelde ideeë en ons bid volgens dit. En is nie verkeerd nie, asseblief hoor my mooi vanoggend. Ons moet bid. Moenie ophou bid omdat jy dink jy bid verkeerd nie. Ek gaan nou vir u wys dat geen gebed is regtig verkeerd as ons dit op die regte manier bid nie. Maar moenie ophou bid nie. Ons moet bid. 1 Petrus 5 vers 6 sê vir ons moet oor alles bid. Nie net oor sekere sake nie. Ons moet oor alles bid. Ons moet God vir alles vra wat ons nodig het. En dan moet ons hom ook dank vir alles wat hy vir ons doen. Want dit, sê Petrus, bring vrede by ons. Wanneer daar 'n storm in ons lewe is, en wanneer ons diepste nood woed, en ek en u bid, en ons vra vir die Here, en ons vertrou hom, dan bring daardie gebed 'n vrede in ons hart, wat ons laat aangaan. En juist daarom het ons bystand van die Heilige Gees. Hy help ons. En Paulus is baie spesifiek wanneer hy hierdie teks skryf en hierdie uitlating maak. Hy sê hy help ons in ons gebedsswakhede. Baie ander skrywers wat Paulus gemaak het in al sy briewe en sy lering wat hy gegee het, vertel hy vir ons hoe die Heilige Gees ons in ander dinge help. Maar hier is hy baie spesifiek oor ons gebedsswakhede. En soos ons vroeër gesê het, dis nie fisiese swakhede nie, maar dis die ander dinge wat ons as 'n emosionele mens na die Here toe bring. En juist daarom het ons bystand van die Heilige Gees. Ons leer iets van die Heilige Gees in hierdie vers. En dit is dat die Heilige Gees is aan ons kant. Hy werk nie teen ons nie. Hy werk vir ons. Hy werk in ons, sodat ek en jy oorwinning in alles sal ervaar. Hy is die tussenganger tussen ons en God. En ons hoor die wisselwerking van die Heilige Gees in hierdie teks. En jy moet nou mooi by my bly. Die Heilige Gees lewer God se woord by ons af. En hy openbaar dit in ons harte. En dan lewer hy ons gebed met God af. Wanneer die Heilige Gees in ons begin werk, lees ek en u sekere dinge in die woord van die Here. En ons verstaan nie alles wat ons lees nie. Selfs soos hierdie teks wat ons vanmôre lees. Dan kom die Heilige Gees, hy die woord. En die Here het gesê die waarheid van die woord in ons kom openbaar. En dan sê hy vir my en jou, moenie bekommerd wees as jy nie weet hoe om te bid nie. Hoor net wat sê die woord vir ons. Bid, hou aan bid, moenie ophou bid. Ek is daar om jou by te staan in jou gebed, dat jy nie weet hoe om te bid nie.
Ek het die woord na jou te gebring, sodat jy geloof in God se vermoëns en sy krag kan hê. Dit is afgelewer by jou. Nou gaan ek jou gebed vat, en ek gaan dit omskep in 'n hemelse taal, en ek gaan dit opvat en aflewer by God, en God wat die harte ken en weet wat die bedoeling van die hart is, en hy weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is, deur daardie gebed wat die Heilige Gees in 'n hemelse taal opgevat het na die troon van God, en hy los dit daar, en God antwoord dit volgens sy wil en volgens sy raadsplan, en ons kan dit maar vanmôre weer vir mekaar sê, dis die beste antwoord wat ek en jy sal kry. Die een wat ons graag wil hê, is nie noodwendig die beste antwoord nie. Die een wat God vir ons gee, dis die beste antwoord. Die Heilige Gees, sê Paulus, dra ons sigtinge oor. Hy vat ons woorde en hy interpreteer dit volgens God se wil. Hy tolk dit. En 'n tolk se werk is om dit wat iemand vir ons sê net so oor te dra in 'n ander taal. En die Heilige Gees kom vat my en jou eenvoudige taal. Of ons in Afrikaans bid, of ons in Engels bid, of ons in Grieks bid, dit maak nie saak nie. Hy tolk dit na iemand se taal. En hy vat dit op na God toe. En dan word dit volgens God se wil geantwoord. En my en jou gebed kom by God reg uit. Kom ons stel dit sommer net baie eenvoudig volgend. Die Heilige Gees vertaal ons swaar kry in 'n hemeltaal. En hy gaan sug en kla namens ons daar by God in die regte taal en in die regte woorde. Ons het 'n dubbele intersessie wanneer dit by gebed kom. Christus tree reeds vir ons in aan die regterhand van die troon van God. Hy is in die hemel en dan kom die Heilige Gees. Hy tree in ons harte in en hy vat dit wat in ons harte is reg na Christus toe, en Christus tree vir ons in daar aan die troon van God. En dit word eintlik so mooi gestel hier in Romeine 8, en dit is lekker om te sien en te hoor hoe Paulus die funksie van die Heilige Gees in gebed kom ontplooi, my broer en suster. Daar is net 2 stappe vir my en jou in gebed. Daar is niks moeiliks daaraan om te bid nie. Net 2 stappe wat die Heilige Gees vir ons ook nog mee help. In die eerste plek leer die Heilige Gees ons om te bid. As ons dan nie weet hoe om te bid nie, leer die Heilige Gees ons. En hoe meer die Heilige Gees ons leer om te bid, en hoe meer ons dit beoefen wat hy ons leer, en dit toepas in ons lewens, leer die Heilige Gees ons ook selfs om in 'n hemelse taal te kan bid. Halleluja. Wie van julle het al in die hemelse taal gebid? Dankie Here, dankie Heilige Gees, dankie vir die werk in gebed, dankie vir die toetrede tot ons wanneer ons in gebed verkeer, en daardie oomblik wanneer die salwing en die krag en die heerlikheid neerdaal, dan leer jy ons om te bid in 'n hemelse taal, kan ons oorgaan en ervaar hoe ons krag uit ons eie gebed ontvang. Die tweede stap is, terselfdertyd, is die Heilige Gees ook ons voorspraak, my God. En ek en jy hoef nie te gaan stry, en te gaan worstel, en te gaan stoei, en te gaan soek. Wat gaan ons doen? Dat die Here ons net hoor, in hierdie saak wat ons voor hom wil bring nie. Ek en jy kan net ons oor toemaak. Sê Here, ek is in 'n moeilike oomblik. Ek is in 'n moeilike saak.
Ek het U hand nodig in dit. En die Here hoor deur die Heilige Gees se werking die diepte van jou nood en hy antwoord jou daarop. In my en jou is daar 'n kragtige gebed. En ek wil dit weer sê vanmôre. In ons elkeen is daar 'n kragtige gebed wat skanse afbreek, wat demone en aanslae vlug voor ons, wat oorwinning oor elke saak in hierdie lewe kan gee. Daar's 'n kragtige gebed wat siekte kan verdryf en 'n gebed wat geestelike doodsheid kan opwek en daar is 'n kragtige gebed wat die krag gee vir elke dag in hierdie lewe. Daar's 'n kragtige gebed in my en jou wat die onmoontlike moontlik maak en die onsienlike sienlik maak. En daarom wil ek vanmôre vir u sê, wanneer u bid vir iemand, wanneer u bid vir iets, wanneer u bid oor 'n sekere saak, moet nooit ophou bid nie, moet nooit dink jou gebed is te eenvoudig en dit gaan niks beteken nie. Nee, deur die Heilige Gees se werking in jou, het jy 'n kragtige gebed waarmee jy na die Here toe gaan en kan jy op 'n sieke die hande lê en glo hy gaan genees word binne die wil van God. En kan ek nie elke saak wat ons in die lewe beveg en elke demoon wat ons wil aanval, kan ons teenstaan en kan ons teerwerk, want dit is nie my gebed nie, dit is die gebed van die Heilige Gees wat besig is om in ons te werk en die krag te gee, sodat daar 'n antwoord en 'n oorwinning op daardie gebed sal wees. Amen. Die Gees kom werk nie in ons 'n manier van effektiewe kommunikasie nie. Hy kom werk ook nie in ons 'n welsprekendheid, sodat ons gebed mooi moet klink en God ons gebed sal verstaan nie. En dat dit dalk indrukwekkend sal wees nie. Hy kom werk in ons, en mooi luister hierna. Hy kom werk in ons 'n vurigheid van geloof. En wanneer ek en u 'n eenvoudige gebed met die vurigheid van geloof bid, dan word daardie gebed geantwoord. En Jakobus 5:15 verklaar dit vir ons. Die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. So, wat sê Paulus vir ons? Dat die Heilige Gees kom en hy wek by ons 'n geloof op, wat ons eie denke verander, en wat van in ons 'n verwagting skep. Here, as u dan vir Lazarus uit die dood kon opwek, dan is my probleem eintlik niks by u nie, en ek glo, u kan hierdie probleem oplos, en u kan hierdie saak in die hand neem. U sien, wanneer ek die geloof het, dat God alles kan doen, en ek bid met daardie geloof, het ek nie eers woorde nodig altyd nie, ek kan net stil voor die Here raak, en my gedagtes laat gaan en sê, in my gedagtes, Here, hierdie saak moet ek voor u lê, en ek het 'n geloof in my hart, dat u alles kan oplos, en dat u hierdie saak kan neem. Here, daar die familielid en daar die familielede, vir wie ek so bid, wie se siele nog nie gered is nie, ek lê hulle in geloof voor u neer, want u woord verklaar, dis u werk, u red siele, u genees, u maak gesond, u rig op, en in die geloof, omdat dit in die woord neergeskryf is, wil ek dit voor u bring, en kan ek dit voor u lê. Jeremia bid, Elia bid 'n gebed, wat ek nie altyd mooi verstaan nie, maar Jakobus 5:17 vertel vir ons hiervan. Hy sê, Elia was 'n mens net soos ons. Hy was 'n profeet van God. Hy was 'n mens net soos ons. En hy bid eintlik hierdie totaal onmoontlike gebed, wat nie sin maak as 'n mens dit net so lees nie. Hy bid dat dit moet reën nie.
Ons bid gedurig nie moet reën. Elia kom, en ek bid dat dit nie moet reën nie. En wie bid so gebed? En verwag nog die Here moet na jou luister. En vir 3 jaar en 6 maande reën dit nie. God antwoord die gebed. Maar jy sien daar was 'n doel in sy gebed gewees. In Konings 17. Elia wou aan die volk hulle geestelike droogte illustreer en om hulle te help om die erns van hulle geestelike situasie te besef. En daarom bid hy hierdie gebed, sê Here, maar laat dit nie reën nie. En die les wat ek en u hieruit leer in gebed is dat die Here kyk nie na die meriete van 'n mens nie, maar hy kyk eerder, of kom ek stel dit anders, wanneer ons in gebed na die Here toe gaan, moet ons nie kyk na die meriete van 'n mens nie. Ons moet eerder kyk na die genade en die getrouheid van God. En ons moet glo dat hy gaan ons antwoord, want God se genade is 'n bemoediging vir ons om aan te hou bid. En die Heilige Gees sien ons raak. Hy sien ons sigtinge raak, net so eentjie vorentoe in hierdie selfde gedeelte van Romeine 8 vertel Paulus van die sigtinge van die mens, die sigtinge van die aarde, alles wat daarna uitsien en sig rondom verlossing uit die omstandighede waarin alles verkeer, die hele aarde, die natuur, die diere, die mens en alles. En dan kom Paulus en hy sê vir ons, maar die Heilige Gees sien ook hierdie sigtinge van ons raak. En hy kom help ons, terwyl ons bid vir uitkoms en verlossing. En hy bewys homself as die helper hierin. Hy kom ons in ons diepste nood te help. En ons gebedsnood is meeste van die tyd. Ons weet nie wat om te bid nie. En soos ons het nou oor genoem, dit word 'n swakheid genoem. En dit beteken dat ons weet nie altyd hoe om volgens God se wil te bid nie. Maar moenie sleg voel oor nie. As jy moenie ophou nie, want hier kom nou goeie nuus. Paulus skryf hierdie woorde in die agtergrond van 'n stelling wat hy ook in hierdie selfde hoofstuk net so 'n paar verse vorentoe maak. Hy sê hy reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, die lyding wat ons nou deurgaan, nie opweeg vergelyk kan word met die heerlikheid wat ons nog gaan ervaar nie. En dan verduidelik hy en vertel hy van die sigtinge wat daar is by mens en by die natuur, en dat alles in hierdie versigting is. En dan kom hy met hierdie een kosbare en besonderse bemoediging. Hy sê ons is gered in hoop. En die hoop wat ons nog nie sien nie, daarom bly ons hoop. Maar as ons dit sou gesien het, dan sou ons nie bly hoop het nie. En in dieselfde wil ek vir julle sê, as ons die antwoord van gebed gesien het, met ander woorde, as ek met my vooropgestelde idee dat die Here toe gaan en sê, Here, hier is my diepste nood. My antwoord is dit, ek wil dit hê. Dan is daar niks vir my om in te hoop nie. Maar nou het ek die Heilige Gees se hulp in my gebed en wat my gebed opvat na die Here toe. En my hoop is dat die Here dit volgens sy wil gaan antwoord en dat dit dan die beste antwoord is wat ek daarin gaan kry. En in die heerlikheid wat ons nog gaan ervaar, binne die raadsplan van God, wil ek vir u sê, daar so 'n groot heerlikheid, dat dit nie in woorde gevind kan word nie. Dit kan nie uitdrukking gegee word aan wat die Here vir ons in store het nie. En ek het besluit, van nou af, wanneer ek gaan bid oor 'n saak, gaan ek gaan
in my hart, met die wete, daar is 'n heerlikheid, wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. En Here, wat ook al die antwoord op die gebed gaan wees, gaan die deeltjie van die heerlikheid wees wat ek nou al hier op aarde in U gaan ervaar en weet U het geantwoord volgens U groot heerlikheid. Aardse nood het beperkinge, dit het swaarkry, dit hou ons terug in ons belewenis van hemelse heerlikheid en hou ons terug om nou al te besef wat in daardie heerlikheid vir ons weggelê word en hierin kom die Heilige Gees ons nou te hulp in ons gebede. Ek wil klaar maak en ek wil ten slotte vir u sê, ons gebede word nie vanuit die aardse siening beantwoord nie. Dit word in die hemel beantwoord. En in die hemel is daar geen beperking nie. In die hemel is daar geen twyfel of geen ongeloof nie. En die woord maak oor en oor die verklaring dat die heerlikheid van God is altyd groter as ons aardse belewenis. En ons het 'n verwagting dat wanneer ons gebede geantwoord gaan word, gaan ons 'n deeltjie van die heerlikheid van God beleef hier op aarde, totdat ons in die volmaakte ingegaan het en die volmaakte heerlikheid beleef waarvan Paulus vir ons skryf. En dit bemoedig ons in ons diepste nood. En ek wil dit oor en oor vanoggend vir u sê, geliefdes, moenie ophou bid nie. Moenie ophou glo nie, moenie ophou vertrou nie, moenie na groot woorde gaan soek om 'n indrukwekkende gebed te bid nie. Bid jou eie woorde. Geen gebed is te eenvoudig vir die Here om te antwoord nie. Die opregtheid van die hart waarmee ons wil kom, dis vir hom belangrik. En bid daardie skietgebede wat soms nodig is. Bid die gebede wat jy in nood moet bid. Bid die gebede wat jy in dankbaarheid moet bid. Bid die gebede wat jy vir iemand anders moet bid. Hou aan bid, die Heilige Gees is daar en hy help jou om aan te hou bid en daardie woorde te kan bid. Bid jou eie woorde. Dis genoeg om 'n gebed in die hemel te roer en te antwoord, sodat jy deel van die heerlikheid van die Here sal beleef. Aan die ander kant van jou storm is daar 'n goddelike heerlikheid wanneer die Here in gebed kom vertrou. Die oorwinningsoomblik, die deurbraak oomblik kom wanneer jou gebed in diepste nood die troon van God raak. En dit word gedoen deur die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die Heilige Gees vanmôre. Ons dank U vir die Heilige Gees, ons leer van gebed. Ons wil vanmôre kom en ons wil kom sê, Here, wil U ons opnuut leer van gebed deur die Heilige Gees. Wil U die krag van gebed net weer in ons kom bevestig deur U Heilige Gees. En ek wil U nooi vanmôre, as jy voel, miskien jy wil net saam met my op die voete staan en sê, Here, help my net weer, leer my net weer van die krag van gebed in die Heilige Gees, se ingrype in my nood, in my diepste nood. Wil jy saam met my staan en vra, Here, kom vanmôre, kom Heilige Gees, ek wil net daardie krag van gebed weer ervaar. Dan wil ek vanmôre bid vir elkeen wat hier staan en ek wil vra, kom Heilige Gees, kom op hierdie Pinksterdag, kom waai oor ons, kom help ons net weer om opnuut die krag en die oorwinning van gebed ervaar, die deurbrake wat ons in gebed kan kry, die wonderwerke wat ons sien. Heilige Gees, U het ons gedoop met die hemelse taal. Wil U ons leer vanmôre nie om in die hemelse taal te kan bid en die naam aan te roep.
Heer, ik bid voor elkeen wat hier staan verloren. Ik bid dat van hierdie dag af ons gebedsoomblikke anders gaan wees. Ik bid dat van hierdie dag af ons gebedsoomblikke gaan lewe hê. Heilige Gees, liewe Here, al het ons net die eenvoudige woord, al is ons woord is klein. Dankie Here, U verstaan die woordjie, dankie. U verstaan die woordjie, help my. U verstaan die woordjie, ek kom na U toe. En ons kom vanmorgen net na U toe met ons eenvoudige gebed. En ons vra, Heilige Gees, kom in hierdie oomblik in en kom verander ons denken van ons klein woordjies na U hemelse taal waarin U ingryp en bring die krag van gebed terug in ons lewens. Halleluja. 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 By ons staan. Iemand wat persoonlik gebed nodig het, wil ek nooit kom vanuit uit na vore toe. En ons gaan staan met U bid in die oggend. Ons gaan die Here vertrou en ons gaan die Heilige Gees vertrou om U te kom help. As daar enig iemand is, dan voel U 'n persoonlike gebed nodig. Kom sommer vinnig en daarvoor toe. Halleluja. Halleluja. Daar iemand is wat voel jy is van geraak deur die Heilige Gees vanmorgen en jy wil saam met my kommando oplet en wil ek nie doen. Kom ons doen dit ook vanmorgen. Kom met die kragtige gebed wat die Heilige Gees in ons wek en die vurige geloof wat in hierdie oggend in ons is en ons bid vir mekaar in die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja.
vir elke oorwinning wat ons beleef. Here, U is onbepaarlik goed. En ons bely U. Ons glo U. Die onwrikbare geloof verklaar ons in U lewe ons, in U beweeg ons, en in U is ons. Ons weet, daar kan niks gebeur wat ons saam met U nie kan hanteer nie. Ons weet, U is in beheer. U is, soos ons laasweek gesing het, U is die meester van elke wind. U is in beheer van elke storm. En as U spreek, gebeur dit. Laat Heer U seën op ons daal. U guns uitseël ons bestraal. U wat beveel, en dit geskied. Wil Heer U seën oor ons gebed. En die kinders van die Here sê, Amen. 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 Baie dankie broer en suster, baie dankie. Dit wat die Here vir ons doen. Is die gereed vir die tieners, die offerandes en bydraes, ons het dit nodig. Mag die seën van die Here ook daarop rus. Ons sluit af met Psalm 91. Is ek reg? Ja. Hy wat skuil van die bly by die Allerhoogste, ons van die redelik saam sing. Kom ons sien net dit van ons Here, ons dankie dat ons kan gee, dit wat ons in die hand ontvang het. Word verheerlik, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Hy wat skuil van die bly by die Allerhoogste. Staan sommer net so, ek gaan net vir u twee afkondigings sou voordat hulle net eers vir ons 60 plus komitee baie dankie sê vir gister se reëlings. Ons het 'n wonderlike tyd gehad. Ek hoor so baie mense praat oor dit van die emeritus pastore wat hier was, vir my kom sê pastoor.
as julle ooit weer daai 2 sangers nooi, bel my so skelm, want ek gaan opdag. Ek wil vir julle sê, dit was 'n wonderlike tyd, en ek wil sommer as pastoor net baie dankie sê, vir almal wat deel gehad het aan die reëlings van dit. Ons ander weekaktiwiteite is normaal aan die gang, soos altyd. Ek het net 'n belangrike afkondiging, en dit is baie van julle is bewus dat ons hier agter in die tuin 'n gedenkmuur opgerig. En dit nou die tyd gevat, het 'n bietjie stil gestaan van weer ander reëlings, maar die muur is klaar en ons gaan hom binnekort onthul. Ek kyk nog net na 'n datum, ons Sondag na diens is so vol, maar iewers gaan ons hom binne die volgende 5 of 6 weke onthul. Volgende Sondag gaan daar vir ons in die portaal beskikbaar wees, waarop u naam kan invul en 'n geliefde se naam en alles wat moet ingevul word. Die plaatjies wat ons opsit, gaan min of meer so iets lyk, nie min of meer nie, dit gaan so lyk, jy is nou nie sommer iets ingeskryf om dit vol te maak. Jy kan gerus as jy wil na die diens na dit kom kyk, en dan gaan ons die plaatjies laat druk, en ons gaan die gedenkmuur onthul. Ek wil dit toch vir u noem, ten opsigte van spasie vir nou, moet dit verkieslik iemand wees wat in die gemeente was, wat 'n gemeentelid was, en wie se naam ons daar gaan opsit. Ons sal later miskien kyk na uitbreiding, maar vir nou, terwille van spasie, so 'n plaatjie gaan die R200 kos. Ons sal ook graag die fondse moet insamel voor ons die plaatjies laat druk, maar dink so lank daaroor, as iemand se naam graag op die gedenkmuur wil hê, dan gaan ons dit gereed kry. Volgende Sondag gaan die vorms met al die voorwaardes gereed wees, en dan binnekort gaan ons daar die onthulling doen. Die Here seën vir u, die koffiestasie is oop, moenie haastig wees nie, gaan kuier so 'n bietjie daar ook. Baie dankie Vader vir die krag van die Gees. Dankie ook vir die laaste woord wat ons gesing het. Die wat skuil vind by u, in die skuilplek van die Allerhoogste vertoe, tot verheerliking van u naam. Mag ons so die vrede van Christus, die genade en die liefde van die Here, met elkeen van ons wees en bly.